Kyk, kom ons neem ons sitplekke. Terwyl jy jou sitplek neem, vat jy bietjie jou Bybel in jou hand vanmôre. En as jy nie 'n Bybel het nie, dan sit jy sommer net jou hand op jou hart vanmôre. Want die gebooie van die Here is vanmôre vir ons ontsetlik belangrik. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom vanmôre. Ek bid en vertrou dat hierdie woord van vanmôre jou dalk 'n baie duidelike uitsig oor die lewe sal gee en dat jou siel sal verryk word, want dis waaroor dit gaan. Ons is hier om God te behaag. Amen. En weet jy, as ons hier is vanmôre, is jy hier omdat jy vanmôre wil hoor dat die Here vir jou iets wil sê. En dit is so belangrik. En as jy jou hand Bybel het, sit jou hand op jou Bybel, dan bid ons vanmôre dat elke woord, Here, geïnspireer, geskryf deur die Heilige Gees, vir ons 'n waarheid sal word. Die woord is 'n waarheid, die woord kom nooit ledig terug nie. Die woord is 'n tweesnydende swaard. Dankie dat u woord vanmôre met my spreek. Amen. Dankie daarvoor vanmôre. Ek gaan met jou 'n bietjie praat vanmôre oor labels, etikette. Party het ongelooflik baie etikette. Ek kan nie naby jou kom nie, want ek wonder hoe jy lyk, want jy's so vol etikette, jy's so vol labels. Jy weet, so ek weet nie eintlik nie. En dan kyk ons 'n bietjie vanmôre na the world's label and God's label. Wat is die wêreldse etiket en God se etiket? Maar voordat ek soontoe gaan, ons het verlede Sondag het ons gepraat oor en ons het gekyk en geluister na wat die Here vir ons in 1 Johannes 5 sê, veral vers 15 en 16. Kan julle nog onthou die sonde tot die dood? Wikus, ek was by hom maandag aand, ons het lekker oor. Maar ek wil myself vanmôre bietjie beter verduidelik sodat jy kan berusting oor dit kry. Almal beleef die wêreld anders. Op verskillende maniere. En die waarheid is, baie doen presies wat Hebreërs 6 vir ons verduidelik. Nou kom ons lees gou-gou, jy hoef nie nou saam te blaai nie, maar jy kan as jy wil. Kom ons lees, dan self sit net vir my net Hebreërs 6 op. Ek wil net hê ons moet hom weer lees, want ons het hom laas week gelees. Hierdie is soos 'n opvolg en 'n leiding, dis deel van vanoggend se preek. Ek wil net hê jy moet baie duidelik verstaan. Hy sê, want dit is onmoontlik om die wat eenmal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragte van die toekomstige wêreld. En in hierdie week het die Here ook met my gepraat. So hierdie is deel van die gehoorsaamheid en die aanleiding tot die Heilige Gees. Hierdie is nie om myself as mens te verduidelik nie, maar is om vir jou te verstaan wat hier aangaan, want hierdie is ongelooflik belangrik. Hoor wat vers 6 sê. Hy sê, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die Seun van God weer gekruisig en opsetlik tot skande maak. Nou hoe en wie praat hiervan? Kom ek verduidelik gou vanmôre vir jou hierdie, want hierdie is deel van ons preek ook vanmôre. En ek wil hê jy moet iets verstaan. Kan ek dit vir jou vanmôre bietjie platonies verduidelik? As jy gou saam met my vinnig wil blaai, dit kom by my op na Matteus 27 toe. Is glad nie op die skrif nie. Dankie dan self, sit sommer vir ons net die hooflabel op, dankie. Dan kyk ons, en ek wil dit vanmôre vir jou illustreer, ek wil vanmôre vir jou iets verduidelik, rondom Hebreërs 6 en die afvalligheid. Ons almal ken die verhaal van Petrus, amen? Judas en die verlore seun. OK. Nou kom ons kyk gou in Matteus 26, Judas is 27. Jesus deur Petrus verloon, en as ons deur hierdie gedeelte lees, en dan kom hy in vers 72 van Matteus 26, dan sê hy, ek het met 'n eed ontken, en met 'n eed ontken hy dit weer, ek ken die man nie. Hoor wat sê hy. Maar 'n bietjie later kom die wat daar staan en sê vir Petrus, waarlik, jy is ook een van hulle wat ook jou spraak maak jou bekend. Toe begin hy homself te verwens en te sweer, ek ken hierdie man nie.
En hoor wat sê hy, en hierdie staan vir my ongelooflik uit. En dadelik het die haan gekraai en Petrus het die woord van Jesus onthou. En Petrus het die woord van Jesus onthou. Hoeveel keer het Jesus al met my en met jou gepraat, 'n woord wat jy onthou, maar jy het afvallig geword. Maar dis nie waaroor ek gaan praat nie. Petrus hy ken Jesus, hy verraai Jesus, die haan het gekraai. En hy gaan terug na sy ou weet toe hy gaan vang vis. En Petrus, nadat Jesus opgestaan het, kom hy by Petrus en hy kry hom op die strand en hy vra vir hom, Petrus, het jy my werklik lief? En Petrus sê, ja Here, 3 keer vra hom. En hy sê, laat my skape wei, gaan kyk na hulle. Julle ken dit, né? Amen. Maar hoor hier, die afvallige Petrus het weer teruggekom na Jesus en hy is die een op wie die rots of die kerk gebou is, want hy is die rots. Jy het afvallig geword, maar jy het teruggekom. Judas aan die ander kant was 'n narcis. Hy was net vir homself. Hy was die tesourier van Jesus, hulle het die geld ingevorder en 'n groot deel van is waar Maria Jesus se voete was en sy het hierdie duur nardesalf gekoop en hy het 'n groot sien gemaak. Ons kon hierdie geld beter gebruik het, ons kan nie. Hy het Jesus geminag, hy het nie waarde aan Jesus gesit nie, alhoewel hy saam met Jesus geloop het. En weet jy wat het gebeur? Hy het nooit teruggekom by Jesus nie, hy het afvallig geraak en hy het sy eie lewe geneem. Die verderwer, die woord sê, en daar was 'n Satan in hom. Ek wil hê jy moet dit verstaan vanmôre. Sien jy waar trek ek? Die wat nie my preek geluister het nie, gaan luister is sonde tot die dood. So jy het 'n kans om terug te kom. Die wat 'n kans het, Jesus sê kom. En hy sê in 1 Johannes 8, almal van ons het sonde. En hy wat sy sonde bely, ek is getrou. Met wie praat Jesus? Hy praat met ons. Hy praat met ons. Verstaan nie vanmôre? Jy het 'n kans om reg te maak. Al was jy hoe ver terug. Eva, die Here ken jou. Die Here ken jou. Hoor mooi. Jy kan maar vir alles vir God wegsteek, maar die Here ken jou. Hy ken jou. Hy ken jou lewe. Die Here is iemand wat die lig en die duister openbaar. Weet dit vanmôre. Amen. Die verlore seun sit in 'n varkhok. Die woord sê hy smag na pele. Daai tyd was dit so geweet. 'n Ryk man kom uit 'n ryk agtergrond uit en hy was in 'n plek waar hy al sy geld uitgevat het. En hy het teruggekom en net sy vader hom verwerp? Nee, Jesus sal jou nie verwerp nie. Maar jy het 'n tyd om terug te gaan. Geliefdes, daar is net een beginsel in die Bybel. Kan ek vir jou sê wat is hierdie beginsel? Daar is net een beginsel. Hoor my baie mooi vanmôre. Daar is nie iets anders nie. Daar is een beginsel in die Bybel en Jesus sê een ding en ek wil hê jy moet mooi hoor, jy moet dit skryf vanmôre. Hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. Amen. Hoor mooi. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus. Die beginsel van ons redding. Skryf hierdie goed neer. Ek hoop julle memoriseer dit, want hierdie is vanmôre 'n kragpreek. Ek dink vanmôre is dit 'n woord wat die Here vir jou gee. Hierdie is die beginsel van jou redding. Al was jy gered, al twyfel die Here in jou redding, al betwyfel baie in jou redding, al sien hulle die vrug van die bekering nie in jou lewe nie, al sien hulle jou geloof nie. Hoor gou mooi, die beginsel van die redding, Jesus sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Lees saam met my in Efesiërs 2 vers 8 en skryf hierdie neer en memoriseer dit. Weet jy wat? As ek jou vra wat staan in Efesiërs 2, moet jy hierdie vir my kan sê. En hierdie is ongelooflik belangrik. Kerk, is jy nog met my? Ek verveel jou nie. OK, kom ons kyk wat sê Efesiërs 2. Hierdie is ongelooflik belangrik. Efesiërs 2 is een van die belangrikste en die mooiste gedeeltes in die Bybelboek. Is julle nog saam met my? Ons gaan dit gou-gou lees. Hoor wat sê hy vir ons hierso. Ek wil net al hierdie goedjies sê. Hy sê hierso, kan jy dit sien? Hy sê want uit genade is julle gered. Hoor baie mooi.
deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Nee, ons moet hierdie weer lees, ons moet hierdie verstaan. Die Heilige Gees, die skrywer, die inspirasie van hierdie woord en hierdie skrif vanmôre, sê vir ons iets. Ek praat oor ons redding, en ons is gered alleenlik deur hierdie. Jy's nie gered deur iets anders nie. Jy's gered vanmôre alleenlik uit genade. Hoor daar, want uit genade is jy gered. Deur Jesus se genade vir my en vir jou, deur die geloof. En dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hoe het ons redding ontvang? Uit genade. Hoe snaps gered? Uit genade. Wat is genade? Kom ons kyk 'n bietjie, wat is genade? Genade is iets wat jou geld nie kan koop nie. Naas dit is dit siekte, of gesondheid, ekskuus tog. Genade is iets wat jy nie kan koop nie. Genade is iets wat jy verniet ontvang het by die Here Jesus Christus, wat ons as mens nie verdien nie. Hoor baie mooi. Ons kan dit nie koop nie, ons kan dit nie afkoop nie, ons kan nie daarmee onderhandel nie. Ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre. Alleenlik kry ek en jy vanmôre genade, want ek en jy verdien dit nie. Jy kan maar met my verskil. Kom bring vir my 'n skrif en kom verskil met my. Want die woord sê, want uit genade is julle gered. En dis die enigste skrif in die Bybel, het jy dit geweet, wat dit vir my en vir jou vertel. Ons is gered as gevolg van genade, omdat daar 'n langmoedige, barmhartige, sagmoedige, ewige God, vredevors, liefdevolle Jesus is wat vir my en vir jou hierdie gee. Amen. Kerk, ek dink ons kan hom 'n lofoffer gee vanmôre, man. Nie vir my nie. Ons kan dit nie afkoop of verkoop of onderhandel nie. Ons kan net gered word deur God se genade wat hy in ons betoon. En die kernboodskap van hierdie deel is die genade dat God ons sy kinders noem. En hy verwag dat ons soos sy kinders sal leef. Dis so. Punt klaar. Die genade dat God ons sy kinders noem. Ek en jy is 'n kind van God. En hy verwag dat ek en jy soos sy kinders sal lewe. En God vra vanmôre my volle aandag. Hy vra vanmôre vir jou, vanmôre sê hy vir jou, gee my net jou aandag, ek wil vir jou iets sê. En weet jy wat? Hierdie woord kom vanmôre van God self af. Maar die Heilige Gees is eintlik die skrywer van die Bybel. Die woord kom van God self af. Maar die Heilige Gees is die skrywer van die Bybel. Kyk gou in 2 Petrus 1:20-21 saam met my. Kyk daar. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Luister gou iets. Kan ek jou gou iets sê? Daar is so baie valse mense daar buitekant. So baie mense wat eintlik, kom ek sê gou 'n bietjie iets oor die lig ook sommer vanmôre. Goeiemôre aan al hierdie Hebreë roots in die Israel visie in, maar eintlik is jy heiden. Ons is nie 'n Jood nie, maar ons is so afvallig. Weet jy dat hulle eintlik sê Jesus is die duiwel se broer? Hulle gaan so ver. Mense, kom ek jou sê, man, weet jy wat, as jy bietjie jou neus in God se sake druk, sal jy hierdie goed sien.
Ek wil hê jy moet iets verstaan vanmôre, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie, daar's te veel mense wat profesie wil doen en goed sien oor ander mense, maar weet jy wat, ek wil hê jy moet iets weet, daar is net een weg, een waarheid, en dis in jou kamerdeur, agter 'n geslote deur, en die aangesig van God soek. Weet jy wat, dit maak nie saak of jy vanmôre kniel, of wat jy doen, of hoe ook al heilig jy wil wees nie, of ek moet kniel, of ek moet sit, of ek moet wat nie, ek wil vanmôre vir jou sê, die Here kyk nie daarna nie, hy kyk na die hart. Of jy nou kniel, of jy opkyk, gaan kyk 'n bietjie wat het Jesus gedoen. Hy het gekniel, hy het opgekyk, hy het op sy aangesig gelê. Weet jy wat, ek dink is tyd dat jy begin bietjie uitkom uit jou sirkel uit, en uit jou eie profesie uit jou eie dinge uit, en begin God se aangesig soek. Dit is die weg, die waarheid in die lewe. Dan sal jy iets anders te beleef, dan sal jy sien wat sê die Heilige Gees vir jou. Amen. O, pastore, kniel, ek moet kniel, anders kan ek nie bid nie. Jou valse mens. Die Here kyk na jou hart, nie na jou knieë nie. Is ek in elk geval nie vat dit 'n kalendermaand om op te kom. Ek kan nie opkom nie. Kan jy imagine, ek moet kniel. Ek sal so gekonsentreerd wees, want ek het geen vleis op my bene nie. Dit sal so seer wees, ek sal net dink aan die pyn. Luister, as ek in daai warm shower staan, ek sê vanmôre, as ek so shower op 'n sonnagoggend, my mens, dan skop daar 'n ander gear in. Weet jy, ek dink Max Verstappen sal tweede kom, maar dan is ek so lus vir preek, ek is so lus in die teenwoordigheid van God. In die shower, man, God ken die hart, hoor mooi. Hy ken die hart. Ry in jou kar en dan bid die Here, hy ken jou hart. O, jy moet 'n soe dra, jy kan nie die kansel vat nie, jy moet 'n soe dra, jy moet 'n koggelstok opsit. God kyk na jou kleredrag, o, jy's ver verwyderd van die waarheid af, man. God is die beoordelaar van die hart. Jy kan 'n soe dra soos wat jy wil, jy kan 'n Rolex watch dra soos wat jy wil, maar amper sê ek iets. Jy kan jou puntskoentjies dra soos wat jy wil, maar jou hart is ver verwyder van God af. Jy sien, want die tradisie hou jou vas. Die wêreldse dinge, dis wat Petrus vir ons sê. Hierdie kom nie uit myself uit nie. Hoor gou, is julle daar? Maak jy 'n aantekening. Terwyl julle van al dit moet weet, hoor gou mooi, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie. I rest my case, dankie Petrus. Dankie dat jy afvallig geword het, maar dat die kerk op jou gebou is. I love you. Ag, dis mooi. Maar deur die Heilige Gees gedrewe en die heilige mense van God gespreek word. Maar julle moet soets dra en julle moet kniel, dis hoe die Here jou gaan sien. Ja. Nee, ek verstaan nie. O, jy moet Yeshua sê, nie Jesus nie. Ek dink hierdie mense moet begin uitkom en verstaan, ek wil nou nie ingaan nie, want dit werk my eintlik op en ek wil nie opgewerk word nie. Regtig. Hulle so geplaas al waaroor dit alles gaan in Yeshua en jy moet die name reg hê. Ag, hulle mis eintlik die genade en die krag van die Heilige Gees uit die skrifte van die woord van God. In Afrikaans, ek weet nie hoekom die Here my Afrikaans maak nie, maar ek dink dis die mooiste taal na Afrikaans. En ek dink die uitlegging van die woord van God en hoe die Here met my praat in Afrikaans is vir my mooi. Die Hebreë roots, ek wil vir julle net ietsie vra, as hy moet vir my praat in Hebreërs en ek is Afrikaans, gaan ek hom nie verstaan nie. Weet jy wat skryf Paulus? Wag, ons kom daar. Hy sê of jy Jood is of Griek is, maak nie saak nie. Dit maak nie saak nie. Is julle nog met my? Die waarheid oor die Heilige Gees, as die eintlike skrywer van die Bybel, moet elke keer in my hart en my gedagtes wees, wanneer ek die Bybel oopmaak. Wanneer ek my Bybel oopmaak, moet ek sê, dankie Heilige Gees, Ruach HaKodesh, dat U met my praat vanmôre uit die skrif uit. Met ander woorde, die Heilige Gees vra vanmôre dat elkeen sal luister en hulle volle aandag sal gee. Baie dinge die afgelope week gebeur, ek wil jou vra, skuif al hierdie dinge eenkant toe en begin te luister.
Los dit wat jy nou gou hierna moet gaan doen ook nog eers. Sit dit net 'n bietjie een kant toe. En weet jy wat, wees gereed vanmôre om reg te wees en gee volle aandag om te luister na die lewendige woord, na die lewendige God wat hy vanmôre vir jou wil sê. Is jy gereed? Daar is fases in ons lewe en ek wil met jou praat. Ek het al baie lank terug bietjie oor dit gepraat en dit kom weer by my op en hierdie is daar. Dankie dan self. Sit gou vir ons die fases op. Jesus aan ons geopenbaar. Jesus in ons geopenbaar. Jesus deur ons geopenbaar. Hoor daar. Dis die fases in ons lewe. Jesus aan ons geopenbaar, Jesus in ons geopenbaar, Jesus deur ons geopenbaar. En ek gaan vir jou vanmôre iets verduidelik. Naas Jesus is Paulus die mees dinamiese man vir my van die Nuwe Testament of in die Nuwe Testament. Uit die boeke en die studies van Paulus het ek al baie geleer. Was dit nie vir hierdie man nie, sou die kerk van die Here baie arm gewees het. Aan geestelike waarhede en geestelike insig. Amen, kan ek 'n amen kry bietjie vanmôre? Ek sê weer vanmôre, was dit nie vir hierdie man nie, hierdie dinamiese man nie, was die kerk vanmôre baie arm. En ons sou nie hierdie geestelike waarheid en die geestelike insig gehad het nie. In my oë is Paulus seker die grootste teoloog van alle tye wat daar nog ooit was. Daar was ook 'n tyd in Paulus se lewe waar hy die Here Jesus Christus nie geken het nie. En ek dink dit maak God se hart baie seer oor wat ons van onsself sê. Hoe aanstootlik vanmôre vir die Vader, wat jou sy identiteit gegee het. Hy wat gesê het vanmôre, Lana luister, dis volbring. Here, wek tog die dooies op vanmôre. Amen. Amen. Maar nou slaan ons self die labels op ons. Nou slaan ons self ons etikette, of die etikette aan onsself. Deur hulle die dinge te laat praat wat hulle oor jou praat, deur hulle die dinge te laat praat wat hulle oor jou praat. Want mense se opinie is tog mos vir jou so belangrik. Amen. Wanneer jy net vir jouself gaan sê, dit gaan so wees. Ek is minderwaardig. Ag, ek het tog geen deursettingsvermoë nie. Ek is nie goed genoeg nie. Jy kan maar kyk, dis die waarheid. Hoor gou hierdie bekende een. Ag, die Here hoor my nie. Hy sal jou nie hoor nie, want jy bid nie. Ek sal nie bevorder word nie. Ek sal nie 'n werk kry nie. Wie soek man en vrou? Ek sal tog nie 'n man of 'n vrou kry nie. Kyk hoe val hierdie goed af. Jy sien die goed plakkies aan my nie maak. Ja, want ek is seker vanmôre. Hoor hierdie ene. Ek kan nie ophou nie. Wag, kan ek dit sê? Nou gaan ek 'n paar mense ref. Kan nie ophou met my pille nie. Jou pilverslaafde. Meantime is daar een pil en dis die gospel.
Ek kan nie ophou rook nie, ek kan nie ophou drink nie, ek kan nie ophou dit nie, ek kan nie ophou dat nie. Weet jy wat, nadat die woord van God sê wat sy bekende Filippense 4 vers 13, hoor gou mooi, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Maar jy sal dit nie hoor of verstaan nie, want jy het jouself gelabel, ek kan nie ophou nie. Ek kan nie goed genoeg bid nie, moenie my vra om te bid nie. Die Here sien my nie raak nie. Ek gaan hom so sit waar die Here my raak sien. Kan ek jou bietjie label? Ek kan nie. Nie los laat hulle val. Ek gaan hel toe. Of ek is klaar in die hel, ek worry nie meer nie. Dis dit. Rosa, waar pas jy in? Asseblief, kom kuier vir my. Celine, maak vir my en Rosa cappuccino. Thanks. Yes, man. Hoor gou mooi. Ek is 'n angstige persoon. Depressie neem my oorhand. Laat hulle val. Kan ek gou vanmôre vir jou iets sê? Hoe jy jouself label, dit bedroef God se hart. Met ander woorde in Afrikaans sê jy maak God se hart seer. Wanneer jou kinders na jou toe kom, hoor gou mooi, en hulle begin slegte dinge oor hulle self te praat, of hulle begin slegte dinge oor hulle self spreek, hoor gou mooi, pa, sal jou hart nie bedroef word nie? Antwoord my. Ek wil ook nou nie sê as klein napsie, maar as nou die aand toe praat Tommy van Ligtoring, en dit was sy bynaam op skool, Ligtoring de Beer. Kom ek gebruik hom as 'n voorbeeld. As hy na my toe moet kom en hy minag hom voor my en hy noem hom selfs name, dink jy nie ek gaan hartseer voel en ek gaan pyn hê nie? Weet jy wat, ek dink selfs sal ek geïrriteerd raak. Wat gee jou die reg om so oor jouself te praat, man? Wat gee jou die reg om so oor jouself iets te sê? Jy sien, kan ek gou vanmôre vir jou sê, ons bly vassit aan hierdie patroon van denke, en hierdie denke word later aan sonde. Dis soos fietsry. As jy later dan kan goed fietsry, dan ry jy sonder hande. Look man, no hands. Tot jy val, dan sit, look man, no teeth. Maar dis hoe ek en jy is. Ons ry loshande fiets in hierdie wêreld, want ons het God se hand gelos. Ons los God se hand. En die Satan kom om te steel, en hy kom om te slag, en hy kom om te verwoes. En hy bring in 'n begin by jou gedagtes, en die Bybel sê dit openbaar sy speelboek voor jou. Die vuurige gifpyle, weet jy wat doen hy? Hy vuur sy vuurige gifpyle na jou toe deur jou gedagtes. Dis wat hy doen. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, kind van die Here, jy's 'n afdruk, hoor baie mooi, van die Here. Sy identiteit vanmôre sê, jy's 'n oorwinnaar, jy kan dit plak. Jy's 'n koningskind, jy het gesag. Kan ek jou vra, asseblief, lees 'n bietjie die boek van Hebreërs, werk deur die boek van Hebreërs, man. Gaan doen 'n bietjie studie oor die boek van Hebreërs. Jy sal nie al hierdie dinge wat die duiwel jou laat glo nie. Maar ek wil hê jy moet vanmôre weet, jy is super spesiaal vir die Here. Jy is super spesiaal vir die Here. Is jy in hierdie fase? Kan hulle Jesus in jou wandel sien?
Weet jy, God het jou 'n gesag en 'n identiteit en krag gegee. En dit is om jou lig te laat skyn in die wêreld. Ek wil amper half vir jou sê, is daar nou een ding is wat my griefloos of irriteer, nou weet ek nie of ek dit moet sê nie, Monja. Gewoon. As jy die jong seuns so tussen 18, wanneer hy begin sy eerste ooghaar kry. Tot hier 30 en hulle loop so. Yes, ek wil hom sommer so agter die rug net my hand op hom lê en sê. En sy broek optrek, Johnny. Ja. Ek het al enige ou so broek opgetrek, maar toe tel ek hom op soos 'n lynstaanspringer. Luister. Is om dit vir jou te illustreer, is om te sê, weet jy wat? Loop met trots. Jy is spesiaal vir God. Jy's in 'n fase waar hulle Jesus in jou wandel kan sien. Jou lig moet skyn in 'n sondaar wêreld. Waar is my pille? My pille moet my reg laat voel. Kom. Weet jy, hier is iets vir my baie mooi, en ek wil hierdie vir jou baie mooi sê. Ek wil hierdie eintlik vir jou so met autoriteit sê. Hierdie is vir my mooi. Hierdie is vir my iets, en ek wil hê jy moet dit hoor. Paulus sê vir jong Timoteus. Skryf hierdie neer, onthou dit. Paulus sê vir jong Timoteus, jou vooruitgang moet voortreffelik wees. Luister, kleinaps, jou vooruitgang moet voortreffelik wees. Jy is 'n pa, moet dit vir jou kind leer. Jy moet dit vir die jonger geslag leer. Jou geestelike groei moet duidelik wees. Kan ek gou vanmôre iets sê? En ek wil dit sê so uit hierdie kerk uit. Kyk na die mense wat gereeld die samekomste bywoon. Dis hoekom ek daaroor is. Kyk na die mense wat die bidure saam met ons kom bid in die oggende. Kyk na die mense wat spesiale dienste ywer. Kyk 'n bietjie na ons hospitaalspanne wat uitreik. Kyk 'n bietjie na mense wat 'n passie het vir God se woord, die Bybelskool. Kyk 'n bietjie na hulle, dan sal jy vanmôre sien die werk van God in hulle lewe. Maar hulle wat eens daar was, het afvallig geword. Dan kyk jy na die werk van die duiwel in hulle lewe. Wat God se werk uiteindelik weerspieël na die ander kant toe. Ek wil vanmôre vir julle baie dankie sê, dat julle gedrewe is om God se werk te doen. As ek nie môre hier is nie, moet hierdie gemeente voortbestaan. Dit gaan nie oor mens nie. Dit gaan nie om my te aanbid nie, dit is nie wat ek wil hê nie. Of jy 'n ander pastoor is of nie, in generasies vorentoe maak dit nie saak nie. Dit gaan oor om die samekomste by te woon, om lief te wees vir die boek wat deur God geskryf is, die inspirasie wat die Heilige Gees vir ons neergepen het. Hulle wat moeite doen. En ek wil vanmôre eintlik vir julle sê, daarom glo ek dat Jesus deur ons geopenbaar kan word, sodat ons die evangelie kan verkondig, wat Jesus vir my gedoen het, wat hy vir die fariseer gedoen het, en wat hy vir die heidene gedoen het, kan hy ook vir jou doen. Paulus skryf, hy sê ek leef nie meer nie. Hy sê ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my. Amen. Kom ek wys dit vir jou. Blaai gou saam met my na Galasiërs 2 toe. Kom ons blaai gou na Galasiërs 2 toe en ek sluit hiermee af. Ek sluit hiermee af vanmôre. Uit die boek van Galasiërs 2 sê hy vir ons hierdie. Dankie vanmôre vir elke een wat 'n verandering in hulle lewe sal doen. En dit is die moeite werd om hierdie fases in jou lewe te laat openbaar. Jesus aan ons geopenbaar, Jesus in ons geopenbaar en Jesus deur ons geopenbaar. Want daardeur kan jy vanmôre die evangelie verkondig. Paulus skryf, hy sê in Galasiërs 2 vers 20. Hy sê ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het.
Ek verwerp nie die genade van God nie, hoor daar. Want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus te vergeefs gesterf. Amen.